is weer eens is ons bevoorreg, ons is weer eens is ons deurgedra in hy groot genade van ons Heer en Meester. En ek kan net in dankbaarheid sê dat, kyk so ek is weer eens is ek deurgedra man, ek is weer eens deurgedra. En vanmorgen dink ek so 'n bietjie aan die wedergeboorte, dit is wanneer ons in die opnuut gebore word in Christus, voordat ons dan nou, wanneer ons harte oorgee aan God, wanneer God ek en u gevind het, en hy kom maak 'n change in ek en u se lewe, dan begin ek en u as te ware 'n nuwe lewe, en wanneer ons gedoop word, dan kom ons as 'n nuwe mens na vore. So wat dit vir my sê is eintlik dat voordat jy gedoop is jy maar net 'n goeie mens. wat saam met die ou maniere leef, jy leef saam met dit, jy het dit nog nie afgesterwe nie. Jy leef net saam met dit, jy manage dit nou net, dit is hier so, okay, jy ken nie die kant van my nie, maar ons is geneig, jy ken nie my ander kant nie. So dit wil sê, ons loop saam met die ander kant, ons sit hom nie afgesterwe nie, ons leef saam met dit, en aan die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Genesis 1 vers 1. Hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hy het aan die begin het hy dit geskape. In vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. Duisternis was op die wêreld vloed, né? En die gees van God het gesweef op die waters. Die gees van God het gesweef op die waters. En dit wil sê, vir my sê dit dat die aarde was toe in waters. Het was toe in waters. Het was alreeds geskape, né? Dit was alreeds geskape, né? En in die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin, het was al klaar daar, né? Dit was daar gewees, en die aarde was woes en leeg, né? Het was woes en het was leeg, né? En die duisternis was op die wêreld vloed. So die woestheid, en die feit dat dit leeg was nie met die oë aanskoubaar. Dit was nie met die oë aanskoubaar. Want dit was in die wêreldvloed. God, die gees van God, het op die waters gesweef. Nie op die grond nie. En dit wil sê die aarde was nog in sy vernuwingsproses. Hy was in 'n vernuwingsproses binne die waters. Binne die waters, en die gees lei my dan ook na die geboorte, na die menslike geboorte, nadat hulle geskape was en uit die tuin uit gesit is, en Eva is hierdie straf opgelê, dat jy sal kinders met moeite baar, né? En wanneer ons as die embryo word dan as binne in water. Binne in water is hierdie embryo dan word hy gevorm. Hy word binne in 'n waterkolom word hy gevorm, en dit is waar die aarde op hierdie stadium was, né? Dit is waar die aarde op hierdie stadium was in vers 2, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Wanneer ek en u ons bekeer het en ons is nog nie gedoop nie, dan is dit wat gebeur. Ons is nog daar, ons is nog nie uit nie, ons is nog nie uitgekom nie, ons is nog nie wedergebore nie, ons is nog soos ons was. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, in die begin, né? In die begin het jy jou bekeer, en jy was nog daar, jy is nog nie vernuwe nie, jy is nog soos wat jy aanvanklik was. Alles is nou net heden. Dis nou net heden. En God het
het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Nee, God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was en God het die scheiding gemaakt tussen die lig en die duisternis. God het die scheiding gemaakt tussen die lig en die duisternis. Ek en u is eerstens gees. Ek en u is eerstens gees. En God maak 'n skeiding in ek en u se lewe sodat ek en u uit die donkerte kan uitkom in die lig en hy het 'n skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem en hy het sê dit wat in die donkerte gedoen word sal in die dag openbaar word. So, hy moes dit maak sodat woord tot vervulling kon kom, sodat woord tot 'n vervulling kan kom en God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem en dit was aand en dit was môre uit die eerste dag en in hierdie paar verse kan jy so baie dinge uithaal, nee, so baie dinge uithaal en hy sê en dit was dag, nee, en dit was aand en dit was môre die eerste dag en God het gesê laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters. Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, né? En laat die skeiding gemaak en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. Hier kom ons nou op 'n punt. Ons kom nou hier op 'n punt en hy sê laat daar skeiding wees tussen waters en waters. God het die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is geskei van die water wat bo die uitspansel is en dit was so. God het nie nog net waters van mekaar weggehaal. en voordat geboorte plaasvind, moet die vrou se water eers breek. Die vrou se water moes eers breek. Dit moes eers breek voordat geboorte kan plaasvind. En wanneer die water gebreek het, dan is dit 'n teken dat kyk hierso, hier gaan nou 'n geboorte plaasvind, man. Hier gaan nou 'n geboorte plaasvind. Hier gaan nou 'n wonderwerk gaan nou emerge hierso, man. Net so wanneer ek en u in die water gedompel word. Nee, wanneer ek en u in die water gedompel word, dan breek ons die water. Wat ons moet daarin. Die water word gebreek. En ek en u is binne die water. En wanneer ons uitkom, is ons 'n nuwe mens. Dan breek ons waters tussen waters, né? Waters word gebreek sodat ons kan emerge, né? Sodat ek en u kan daar wees. Dieselfde is in die geboorte. Die presies dieselfde. So ek en u kan nie, want terwyl die baba in die baar is gevul met water, is hy totally is hy nog in die maag, né? Dit is nog in die baar. Dit is nog waar ek was. Maar nou kom ek uit. Né? En ek en u kom uit die doopwater uit. En God het die uitspansel hemel genoem en dit was aand en dit was môre die tweede dag en God het gesê laat die waters onder die hemel op een plek versamel sodat droë grond sigbaar word en dit was so. Sodat droë grond sigbaar word en dit was so. Hy sê kom nou en hy sê God het gesê laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel. Op een plek, die oseaan. Ons bring dit saam op een plek, man. Op een plek, sodat die droë grond sigbaar word en dit was so. En die aarde is gebore. Die aarde is gebore. Wanneer is die aarde gebore? Die aarde is gebore in vers 9. Genesis 1 vers 9. Hy sê, en God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en dit was so. So ek en u aanskou vandag dat vroumense vir 9 maande, vir 9 maande, is vrouens, die is daar, as hulle, okay, dit was nog al nie dit eerste nie, dat hulle vir 9 maande swanger is, en ek en u word 3 keer gedoop, 3 semesters, word ons gedompel, naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en 3 semesters wat meegemaak,
En die aarde is in vers 9 geskape. En vrouens dra hulle embryo's vir 9 maande. En ek en u kan nou nog nie verstaan die belangrikheid van die doop nie. Ek en u kan nou nog nie verstaan dat wanneer ons, voordat ons nie uit die doopwaters uitkom, ons nog nie niet is nie. Ons nog nie die ou koos afgesterwe dit het. Ek leef maar net saam met hom, so ek kan enige tyd doen, net wat ek wil, want jy ken nie my ander kant nie. Vandag moet ek en u geseën wees, en ek en u moet weet, dat die aarde se geboorte, Genesis 1, is nie net Genesis 1 soos wat ek en u dit lees nie, die begin van die skepping. Daar is soveel dieper dinge, net in hierdie 9 versie wat ek nou aan u voorgedoen het. En u moet 'n geseënde dag hê, en u moet weet, dat die wedergeboorte is van die begin af. En ek en u moet 'n heel nuwe lewe lewe. 'n heel nuwe lewe. Ek en u kan nie van voor af begin, tensy ek en u nie deur die doopwaters was. En u moet vandag, moet ek en u geseën wees, want die Here bly